Dis min genoeg wat dit gebeur, maar is altyd baie spesiaal en baie lekker. Ek het bietjie hier in Kempton kom kuier by my goeie vriend Stefan Joubert en jy kry altyd die lekkerste en die heel beste koffie hier, soos by my in Pretoria, 2 koffiesnops soos ons hier staan, maar baie welkom by hierdie Ritme Digitaal. So van koffie gepraat en Johan Smit gepraat, wat 'n voorreg om bediening saam met Johan te doen, boesemvriend, strydgenoot in die evangelie. Dankie dat jy ook deel is van 'n bediening wat oor jare kom en dankie Johan dat ons dit met integriteit en met die Here se liefde en guns kan doen. En dan, dankie vir elkeen van julle se terugvoer wat ons kry. Hier staan 2 gewone mense wat deur jou terugvoer geïnspireer word, gemotiveer word. So baie dankie daarvoor. En dankie ook dat jy ons help om hierdie digitale boodskappe te versprei aan vriende en familie, dat die woord van die Here lewens kan aanraak. En al gesels ons nou sommer in ligter trant, die woord het gewig. Hoor en geniet die gewig van die woord ook vandag by Ritme Digitaal. Goeiedag en baie welkom by die Ritme Digitaal. Dit is my 'n groot eer en voorreg volgende paar minute saam met julle vanuit God se woord ons geleentheid te fasiliteer. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om by mekaar te kom reg oor die wêreld en ons weet U is die eregas. Here, waar ons vanaand hier sit by U voete, weet ons U praat met ons, weet ons U Gees is besig om te werk in en deur ons lewens. Help ons dat ons hoor wat U woord vir ons wil sê om nader aan U wil te leef en laat die Gees dit ook dieper inpen in ons lewe. Vra dit in U naam alleen. Amen. Ons is besig met hierdie wonderlike Jesus reeks by Ritme. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand hierdie ritme af te sluit van Jesus in die hart van alles. Nou ek wil begin met woorde wat jy dalk miskien al gehoor het of dalk miskien al gedink het of miskien kan jy saam dink met hierdie woorde as ons inleiding. Ek is nou vir so lank 'n gelowige. Ek ken my Bybel, ek het al dit baie keer 'n paar keer deurgelees. Ek glo die regte dinge, ek weet wat ek glo en ek kan vir mense verduidelik. Maar as ek eerlik is en met myself eerlik is en myself in die oë kyk in die spieël, dan moet ek vra, maar my maandag voel nie regtig anders as byvoorbeeld my bure sin wat nie kerk toe gaan nie. So hoekom lyk en voel my maandag tot Saterdag of week lewe nie noodwendig anders? Hoekom lyk dit nie anders as ander mense nie, wat nie dieselfde glo, doen en kies om 'n lewe te leef soos ek doen nie? Nou die punt is, ons as gelowiges, ons kies dit en ons glo en die opgestaane Here. Ons glo en bely Jesus se grootheid. Maar as maandagooggend die wekker afgaan en ek kyk die lewe in die gesig en ek hoor hoe ek dalk met die kassier praat by Woolworths of by Checkers of ek sien waartoe my tyd gaan, waarmee ek my tyd besig hou, dan moet ek vra, maar is Jesus regtig die middelpunt in die hart van alles of nie? Nou ek wil graag ons sessie vandag bietjie vanuit Kolossense 1 en Kolossense 4 hierdie vraag benader. Want ek dink Paulus help ons en hy skryf in die Kolossense brief een van die grootste lofliedere, beskrywings van Jesus in die Bybel. Ons gaan dit lees, Kolossense 1 vanaf vers 15. Jesus is wat bo alles is, wat alles in stand hou. Jesus wat as te ware groter is as die kosmos, die skepping, groter as die tyd. En dan eindig hierdie brief, Kolossense 4, wat ons tweede fokus gaan wees vandag, met 'n baie, as jy die brief lees, mag jy dalk dink dis ongepas, of dan hy maak 'n groot sprong, maar dis eintlik 'n baie alledaagse beskrywing. Eindig hy Kolossense 4 en sê, maar bid geduldig, praat mooi met mense, leef met wysheid tussen mense, gebruik jou tyd reg. Nou ek wil hierdie spanning tussen Kolossense 1 en 4 graag op die tafel sit in ons Ritme Digitaal vandag. Hoekom maak Paulus dalk hierdie groot sprong? En miskien wil ek die tafel al reeds dek deur te sê, miskien is dit omdat Kolossense 4 nie die slot van die brief is nie, maar eerder kan sê, is Kolossense 4 dalk nie moontlike toets, sodat ons kan sien of 'n bewys of Kolossense 1 'n werklikheid is, 'n realiteit is in ons lewe nie. Nou met dit as inleiding, kom ons gaan saam en ek begin deur Kolossense 1 vanaf vers 15 tot 20 voor te lees. Christus is die ewebeeld van God wat nie gesien kan word nie.
Hy is die heel belangrikste van almal in die skepping. Deur hom is alles gemaak wat in die hemele en op die aarde is, die sigbare dinge en die onsigbare dinge. Of dit nou natuurlike of bonatuurlike regerders of heerskappye is, of dit natuurlike of bonatuurlike kragte of magte is. Alles is deur hom geskep en alles bestaan vir hom. Christus is van altyd af voor alles en alles word nou deur hom aan mekaar gehou. Hy self is die kop van die liggaam, dit is die kerk. Hy is die oorsprong hiervan. Hy is die eerste en die heel belangrikste van almal wat uit die dood opgestaan het. Daarom is hy die grootste en die belangrikste van alles. Dit het groot vreugde aan God verskaf, dat sy eie volheid in Christus woon, en om deur sy seun alles met hom te versoen, sodat almal weer sy vriende kan wees. God het vrede gemaak met almal deur die bloed van Christus aan die kruis. Deur hom is daar vrede vir almal, of hulle nou hier op die aarde is, en of hulle daar in die hemel is. Hierdie verskriklike mooi loflied wat Paulus hier vir ons sê. Maar ons moet vir mekaar sê, hierdie is 'n massiewe loflied, dis 'n kosmiese loflied, 'n kosmiese taal word hier gebruik. Jesus is nie net 'n goeie leermeester nie. Jesus is nie net my persoonlike verlosser nie, maar hy is die middelpunt van die kosmos, hy is die middelpunt van alles wat bestaan. Nou hier is die ding wat ons as gelowiges miskien dalk mis, en ek moet my eerste maand op sê, dat ek mis hierdie punt gereeld. As Jesus werklik die middelpunt van alles is, dan moet dit dan mos ook my middelpunt wees van my maandag, my middelpunt van my donderdag, en die middelpunt van my lewe wees. Nou met dit as inleiding as te ware, spring ek bietjie verder, Kolossense 4, vers 2 tot 5. Dan volg ons hierdie brief van die Kolossense, wat Paulus skryf van hulle, dan kom ons hier by Kolossense 4 vanaf vers 2 tot 5. Hou altyd aan om te bid. Wees waarwyd wakker en bly op julle pos as bidders. Doen dit met groot dank en lof aan die Here. Bid asseblief ook vir ons, bid dat God vir ons 'n deur sal oopmaak om sy woord uit te dra, en dat ons Christus se geheime mag bekend maak. Hiervoor is ek juis in die tronk. Bid dat ek hierdie geheim sal bekend maak, soos wat ek dit moet doen. Leef met groot wysheid tussen mense wat nie glo nie. Doen julle lewensloop versigtig tussen hulle. Koop die tyd uit en maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy het. Hoe mooi is daai paar verse? Nou kan ons dit lees en vir mekaar sê, "Sjoe Paulus, maar jy maak nou 'n sprong hierso van hoofstuk 1 hierdie kosmiese taal. God is voor die skepping en die groter as die skepping en die geskiedenis en hy is die ewebeeld van God." Nou kom Paulus in hoofstuk 4 en sê, "Maar onthou om te bid. Doen julle lewensloop met wysheid, koop julle tyd reg uit." Nou ek wil daai sprong maak as ons die Kolossense brief in sy geheel lees om te sê, hoekom doen Paulus dit? Wel, miskien omdat dit presies daar is waar ons die wêreld kan sien of Jesus regtig die middelpunt van jou lewe is. Miskien is dit die bewys, die Afrikaans praat ons van 'n litmustoets, die pH-toetsie wat ons in ons lewe moet druk om te kyk, maar is Jesus regtig die middelpunt sentraal in ons lewe soos wat hy 'n loflied sing. Ons bely in Kolossense 1. Nie net ons woorde nie, Jesus is maklik om te bely, met respek. Jesus is maklik om te ken, dis maklik om die regte antwoorde te hê, dis maklik om teologiese kennis te hê, om die Bybel deur te lees. Maar hoe lyk dit as Jesus sentraal staan, die middelpunt is, die hart van ons lewe is? Die maandag tot die Saterdag. Nou as ek hierdie paar tekste lees van Paulus, dan sien ek daar's 3 merkers. Dan mag dalk meer wees, maar ek wil graag 3 klem lê. Eerstens, Paulus het gesê in Kolossense 4, hou altyd aan om te bid. Nou ek wil begin deur te vra, as ons die skuif nou maak en ons bril is Jesus die hart van alles, waar begin my dag? Nou, ek wil nie ons moet onsself laat skuldig voel nie, maar dink mooi, wees eerlik met jouself. As jy opstaan, tel jy jou selfoon miskien op. Miskien kyk jy of iemand vir jou 'n boodskap gestuur het. Miskien kyk jy wat's die weer, miskien kyk jy wat's die nuus. Miskien word jy wakker voor die wekker, want jy sit met angs en spanning in jou lewe oor die probleme wat nie wil weggaan nie. Miskien staan jy op en dit is stadig, want jou lyf dra die pyn van die tyd wat jy al geleef het hier op aarde. Nou Paulus wil ons nie skuldig voel nie, maar as hy hier sê dat hou aan bid,
Dan sê Paulus hier so, ag hoorie, weet jy wat, as jy die dag tyd het, as jy dalk tyd het in jou skedule, as daar dalk 10 minute is, probeer bietjie bid. Dit is nie wat Paulus hier sê nie. Die woord wat hy gebruik is volhard. Dis dieselfde woord wat gebruik word as 'n soldaat op sy pos is, en hy moet vol adrenalien eintlik sit en fokus om iets op te tel wat dalk iemand se lewe kan spaar. Dieselfde, wil ek amper sê, woorde wat nou wees, dieselfde volharding, die adrenalien moet daar wees, as jy as ouers waak by jou kind se bed, omdat hy of sy siek is. Jy hoor ander geluide. Nou dit is hierdie tipe volhard wat ons as gelowiges moet doen, as Jesus in die hart van alles is. Nou hier is die vraag wat ons moet vra. Hoe doen ons dit? Wat beteken dit? Begin ons deur onsself op te tel, of begin ons deur te bid met die Here? As ons 'n taxi vir ons inry en ons wil toeter druk en al kragwoorde gebruik, bid ons dalk eerder. As ons dalk moan as dan net 2 tellers oop is by Checkers, in plaas van moan daaroor, bid ons dalk eerder daaroor. As jy besef jy bid nie, bid jy. Dit is dalk miskien wat hierdie volhard in gebed beteken. Wat beteken, hou aan, gee moed, bly daar in gebed met die Here. Wees intentioneel, as ons dit so kan stel. Nou, ons moet vir mekaar sê, hierdie beteken nie met hierdie lang, perfekte stilte tyd hê, wat jy uurlang kan stil. Miskien werk dit vir jou wonderlik, ek het respek vir dit. Maar dit is eintlik eerder, dink ek, wat Paulus hier sê, om 'n lewe van intentionaliteit te hê, as dit kom by gebed. Want as Jesus alles in stand hou, soos ons lees in Kolossense 1, dan moet hy ook mos my dag in stand hou. En miskien is hierdie gebedslewe van ons, hierdie konstante, permanente verhouding, konneksie wat ons met die lewende Here het, hierdie goue draad, wat ons dag ook aan mekaar weef. So eerste merker, hoe kan ons intentioneel wees om altyd aan te hou bid, om te volhard in gebed? 'n tweede merker, lees ons ook Kolossense 4 vers 2 tot 5. Leef met groot wysheid tussen mense wat nie glo nie. Met ander woorde, dra my woorde die beeld van ons verlosser, die Here Jesus Christus. Paulus het gesê in Kolossense 1, Jesus is die ewebeeld van die onsigbare God. Mense kan nie God sien nie, mense kan ook getuig van God se inwerking op hulle lewe, maar hulle kan Jesus dalk sien deur die Gees van God in my en jou lewe werk, en Jesus sigbaar word deur my en jou lewe. Nou dit is wat Paulus ons hier sê in hoofstuk 4. Jou woorde moet Jesus se karakter weerspieël. Ons kan vertaal is met sout besprinkel. Wat beteken jou woorde? Is dit met sout besprinkel? Gee dit smaak vir mense met wie jy in aanraking kom, met wie jy praat? Preserveer dit dalk hulle lewe, soos wat sout ook mag doen? Genees dit dalk ook wat sout mag kan doen in die antieke tyd? Of is die woorde 'n gal wat gebraak word? Is ons woorde giftige taal? Is ons woorde geklaarheid? Is ons woorde 'n onaangename geur? Kan ons die Korintiërs beeld ook hier vir mekaar vertel? So is ons woorde dit wat lewe gee. Want Jesus kom gee vir my en jou 'n nuwe lewe. Nou dit is die uitdaging vir my en jou. Ons kan ook die Bybel ken, ons kan ook voor en agter vir mekaar op, so ons ken sekere versies. Maar nou weer eens daai vraag, as daar vanmiddag, môreoggend net 2 tils oop is by Checkers, hoe reageer jy? Wat is die woorde wat jy mee gaan bespreek? Gaan dit 'n aangename geur wees? Gaan dit met sout besprinkel wees? Hoe praat jy met jou bure, wat dalk nie glo en dink soos jy nie? Hoe praat jy met die taxi wat voor jou inry, môre op pad werk toe? Nou hier is die uitdaging, weer is nie om skuldig te voel nie, maar ons het die uitdaging, die voorreg, om Christus wat ons 'n nuwe lewe kom gee, en as hy die middelpunt, die hart van alles is, dan kan ons vir die wêreld wys wie Jesus is, deur die manier hoe ons hulle behandel, en die manier hoe ons praat, die manier hoe ons lewensloop doen. So die onus is eintlik daar op ons, om 'n drastiese, radikale, God-gegewe, intentionele lewe te leef. Die derde merker, koop die tyd uit en maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy het.
Nou, dit is my so mooi. Want as Jesus die Here is oor die geskiedenis, soos Kolossense 1 sê, beteken dan mos nou, my tyd is dan mos nie myne nie. Dis nie daarmee wat ek net wil doen waarmee ek wil nie. Nou dis dalk vir ons 'n uitdaging, want miskien sit ons dalk hier en ons is al ouer en ons sê, maar ek het juis my lewe en my tyd opgegee vir iemand anders. Dis uiteindelik tyd dat ek my eie tyd weer kan terugvat en nou kan doen met my tyd wat ek wil. Miskien is die kinders uit die huis uit en het nou meer tyd. Miskien is jou lewe juis gejaag en iemand anders bepaal hoe jou lewe, jou dagboek lyk. Maar Paulus herinner ons hier dat die tyd, my en jou tyd, is nie onsin nie. Dis 'n geskenk. Nou dis 'n mooi beeld. Wat ons moet uitkoop. Met ander woorde, intentioneel mee moet wees. Strategies gebruik. Met ander woorde, ek voel Paulus gee ons hier 'n opdrag om doelgerig te leef. Nou dis 'n mooi uitdaging vir ons. Baie van ons het tyd, kinders groot uit die huis uit, maar wat doen ons met ons tyd? As ons hierdie Kolossense kan leef om te sê, maar Christus is die hart van alles, dan bepaal Christus mos my tyd. Nou dis die mooi vloei van Kolossense. As ek Kolossense 1 tot 4 gou kan opsom. Kolossense 1, die hele brief vra, waar is Jesus? Dan sê 1, Kolossense 1, Jesus is in die hart van die skepping. Kolossense 2, Jesus in die hart van die verlossing. 3, Jesus in die hart van ons nuwe lewe. 4, Jesus is in die hart van ons daaglikse lewe. Nou, dis ook maar sê, Kolossense 4 is nie 'n losstaande gedagte waarmee hy die gemeente net mee wil afsluit nie. Maar dis hierdie bewys, hierdie toets, of Kolossense 1, 2 en 3 waar is, of Jesus die hart in alles is. Ek sluit af met 'n voorbeeld, 'n beeld, 'n metafoor wat my help. Ek gee dalk my ouderdom weg, maar ek glo ons almal ken 'n Ossewa wiel. Nou in die middelpunt noem hulle dit mos 'n naaf, wat die middel is, en dan kom die speke uit die naaf uit. Nou as jy mooi gaan kyk na Ossewa wiel en die naaf is in die middel en staan presies in die sentrum, dan val die speke as te ware perfek reg in plek. En dan is al die speke in. Maar as die naaf bietjie kant toe is, dan is hierdie plek te kort vir die speke en hierdie plek spasie is te groot vir die speke, dan pas die speke nie. Dan moet jy dalk met geweld die speke inbring. Nou dit is dalk 'n toets vir my in jou lewe. As Jesus in die middelpunt is, in die hart van alles is, en ons is intentioneel met as ons opstaan, gaan dit oor Jesus. En gebed is die manier hoe ons hierdie verhouding met Jesus uitleef. As Jesus sigbaar word deur ons woorde, ons is intentioneel hoe ons met mense praat en ons lewensloop doen. As Jesus ons tyd bepaal, dan sal ons familie, ons geld, miskien sal al die ander speke uit Jesus uit die middelpunt uit van self in plek val. Omdat Jesus die middelpunt is van alles van ons lewe. Ons het in hierdie reeks by Ritme baie mooi gesien hoe Jesus hierdie sentrale punt is. Ons het gesien dat Jesus sy naam leer ken, te sien wat beteken dat hy vir ons kruis toe stap, dat hy sy lewe vir ons gee. Maar vandag hooplik kan ons met hierdie boodskap verder gaan van Jesus is ook meer as dit. As ons toelaat dat hy die middelpunt van alles is wat ons is, dan sal ons ook 'n lewe kan leef van maandag tot Saterdag wat Jesus se heerlikheid weerspieël. Dat mense Jesus kan beleef en ervaar. So kom ons begin ons dag reg. Kom ons praat reg, kom ons gebruik ons tyd reg. En miskien kan ons mekaar sê, ek gaan nie meer begin om groot dinge te probeer doen nie, maar ek gaan begin om klein dingetjies intentioneel vir Jesus te doen deur die week. Want dit is dalk wat dit beteken as Jesus die hart van alles is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om u woord te lees en te weet u is besig om deur die Gees ook u woord op ons harte te skryf. Here, laat ons vandag net weer eens besef wat is u prioriteite, die hemelse koninklike prioriteite vir ons lewe. Laat Jesus die middelpunt is, die hart van alles is, sodat u ook bepaal wat ons doen en hoe ons dit doen. En nie net op Sondag nie, maar elke dag van die week. Laat ons lewensloop een is wat u weerspieël, u genade, u liefde, u goedheid. Laat ons 'n lewe leef wat met sout besprinkel is, sodat hulle u goedheid en genade en liefde kan beleef en ervaar. En ons vra dit in u groot en heilige naam alleen. Amen.
Baie bedankie dat julle ingeskakel het. Sien julle volgende geleentheid. Totsiens. Wat 'n lekkerte om so te kan luister na die woord te kan hoor en uitgedaag te word. En die belangrike natuurlik is nou, wat gaan ons hiermee maak? Die hande en voete van die woord. Soos ek en Stefan altyd sê, dis 'n kyk en doen bediening. Dis nie net kyk en luister en doen niks nie, want geloof moet oorgaan tot dade. En dankie ook dat jy ook ons bediening ondersteun, wat die Here se bediening is, dit moontlik maak, dat dit landwyd en wêreldwyd kan versprei. Dankie vir jou finansiële ondersteuning, dankie vir jou gebede, dankie vir jou aanmoediging. En ons wil regtig vir jou aanmoedig, versprei hierdie asseblief. Kom ons kry die woord by meer mense uit. Dit is ons hart. Dit is die hart van Ritme. Die woord by soveel mense as moontlik. En die week is al reeds vir my lekker om te langs Johan Smit, my vriend, kan staan, maar mag jou week ook lekker wees.